Goedemiddag en welkom terug. Ons het vandag vir Dudley Jacobs hier by ons in die studio in. Dudley is daar by Evergreens die tegniese adviseur en die assistent afrigter. Baie welkom hier by ons vanmiddag Dudley. Dankie Lizet, goeiemiddag luisteraars. Ja. Dudley, so ja, die SWD Superliga reeks het nou Saterdag 5 April afgeskop en Evergreens het met 'n sterk begin, het hulle by die huis sommer ingeval, met die deur by die huis ingeval en hulle het Blues gewen met 37-23. Goeie 5 punte uit die wedstryd gehaal. Het was gelyk op 23-23 in die eerste helfte. Kan jy vir ons kortliks bietjie vertel hoe die wedstryd verloop het? Wat het in die eerste helfte gebeur? Want ek hoor ook Tolail Delo en 'n Giant van die bank af gespeel word in die tweede helfte was daar min te keer aan Evergreens. Ja, ons het geweet dat Rubbesdal in Rubbesdal is glad nie 'n maklike span nie met hulle fanatiese skare en passievolle toeskouers. Is hulle 'n groot force daaronder. So ons het ons span ook so gekies. Soos die media berig die bomsquad. Ja, eerste jaar toe was daar baie kanse geskep. Wat ons hier gebruik gemaak het van die in tweede jaar toe ons bomsquad opkom en toe begin goed lekker in plek val en ons kon 5 punte uit die wedstryd kry. En Dudley, ja, hoe gaan dit op die oomblik agter die skerms daar by Evergreens? Jy weet daar was in die begin van die jaar en ek dink is nie net plaaslike klubs nie, maar klubs reg oor die land. Jy weet almal het uitdagings gehad, spelers, nuwe spelers wat kom, ou spelers wat vertrek na ander klubs toe. Was baie geraas op sosiale media oor ouens wat sterk financial backing het wat spelers kom. Julle het ook sekerlik baie uitdagings gehad. Hoe het julle dit die hoof gebied? Ja, Lizet, is maar elke jaar, elke klub se aan die begin van die seisoen moet hulle maar kyk. As altyd leemtes in verskillende posisies wat gevul moet word. So as jy nie backup het nie, dan moet jy ongelukkig iewers by ander klubs of ewen buite die provinsie gaan kyk vir nuwe spelers in daai posisies om dit te vul. En sodra jy 'n groep bymekaar bring en dan moet jy hulle eers laat hulle mekaar begin verstaan. En soos ons sê, hulle moet die span moet nou eers chill, so dit vat hier in die ons het 6 of 7 opwarmingswedstryde gehad en 'n oefenkamp sodat ons spelers mekaar beter kan leer ken, die spelers se toestande en waarvandaan hulle kom om as 'n unit saam te speel. So daar's baie challenges gewees en is maar so dat 'n speler gaan na Groene Wyfjelde toe. Maar is ook nie altyd so groene aan die ander kant nie. Maar soos jy sê, daar is klubs wat finansiëel sterk is, wat spelers kan koop en hulle na hulle klubs toe lok. Maar dit is elke jaar dieselfde uitdagings vir ons. Ja. En het die span nou al goed gegel? Het die span van Evergreens nou al goed gegel waar die ouens mekaar mooi kan lees op die veld? Lizet, ek wil nie baie uitlaat daar aan die, soos ons slogan, baie mense sê, die plan gaan aan. So ons is al op so 87-80% is ons nou al waar ons wil wees. Ons berei al van die begin af wat ons gehoor het, ons gaan Saldanha toe. Saldanha kom daar is nou vroeg in die liga, maar soos ons vir Saldanha voorberei het ons ook vir die liga voorberei. Maar Saldanha is 'n groter challenge eintlik wat op ons wag. As die liga gaan nou nog loop tot September maand toe, maar Saldanha kom nou oor volgende week is dit Saldanha. Ja. Ja, nee, want julle deel nou pas naweek neem julle nou deel aan die Saldanha Super 8 reeks. Hoe vorder julle voorbereiding daar? Ons is goed op dreef, hulle sê, ons het nou al bietjie ondersoek ingestel wat die teams wat daar bo is, soos Rhinos het nou tweede geëindig in die Gold Cup laas jaar. Hamiltons is die huidige wêreldkampioene in klub rugby. Hulle 2023 het die wêreld, hulle is ook daar so. So ons het 'n bietjie navorsing gedoen en so laat ons weet wat om te verwag en kan voorberei om hulle aan te vat. Nou julle eerste wedstryd is teen Rhinos. Yes. Soos wat jy sê, hulle was nou verlede jaar het hulle tweede geëindig in die Goue Beker reeks. Dink jy Evergreens het wat hulle nodig het
om onder die span wat deur Bevan Fortuin wat ook maar 'n huiskind is. Dink jy Evergreens het wat dit het om hulle te wen? Ja, hulle sê kyk name is niks hier. Bevan ons ken Bevan het die so gecoach, hy het by Blanco gecoach. Hy het gegaan na Rhinos toe en 'n goeie span gebou. Maar Evergreens ons staan vir geen span terug nie. En ons berei voor om Rhinos te gaan wen daarso. So ons gaan nie net daarso om nommers te gaan volmaak nie. Soos dat hulle nou berei ons ook voor om hulle te wen. Okay, so julle gaan beslis met 'n plan hier op. Yes. Dudley, en jy praat nou van, ons het nou gepraat van julle speel die komende naweek speel julle tweede wedstryd in die SWD Liga. Paasnaweek neem julle deel aan die Saldanha Super 8 Liga. Dink jy dis voordelig vir julle om Saldanha toe te gaan terwyl die liga hier in SWD nog so ver uitgestrek voor julle lê? Ja, ek dink dit kan voordelig wees vir ons. Sien dit die feit dat ons 2 liga games gespeel het en dan ons gaan 3 games speel in die Saldanha toernooi. So dit kan voordelig wees want dit kan ons spelers ook meer nader aan mekaar bind en ons meer hegte eenheid maak vir die liga wat voorby. Dit kan die nadeel wat ons speel 3 games in 5 dae, so daar kan beserings ook op. So maar dis maar deel van die speel beserings. So ons is voorberei, ons vat 'n squad van 30 spelers wat ons vat Saldanha toe. Ons raken mos nie 23 speel, maar tensy ja besering is, dan is daar iemand wat kan inskakel in die plek. En dan een van Rhinos se spelers, Jade Stoffels, is 'n oud Evergreen speler. Wat is jou siening oor sy moontlike impak jy weet op Rhinos se spelplan? Ja, dis net soos ek gesê het, ons stuur ons nie nog eintlik aan name nie. Jade is 'n ou speler van Evergreens. Ons ken Jade se vermoëns. Ons weet hoe hy speel. Hy kan dalk in die dag kan hy in 'n Rhino 3 speel, maar dan speel hy eintlik in Evergreens se gunshoek in. Ja. So ja, nee, ag Dudley, ja, dis nou al vir my, is daar enigiets anders van jou kant af? Oor die naweek speel julle Harlequins. Julle reg vir Harlequins. Ek sien die A-span is omtrent gelei, die B-span is ook gelei. En dan julle C-span is daar ook 'n paar bekende name wat ek daar sou sien. So julle is goed voorberei vir Harlequins die komende naweek. Ja, ons is goed voorberei. Kyk, ons is maar soos baie van die spanne onderskat ons kom nou uit die laer liga uit, so maar ons stuur ons hier wat die mense aan buite sê nie. Al wat ons sê plan gaan aan. Sê jy. Wel daar het ons nou Evergreen straf uit die naweek op die Graveyard teen Harlequins van Oudtshoorn en dan Baba speel teen George, Blanco teen Bridgeton, Seagulls teen Progress, Heidelberg teen Riversdale Blues en dan is dit Grootbrak teen Crusaders. En dan die SWD Arende speel die komende naweek teen die Cheetahs in Bloemfontein en hulle wedstryd skop af om 3:00. Dudley, weer eens baie dankie jy by ons aangesluit het. 'n Tydjie uitgekop het om bietjie met ons te kom gesels oor julle planne vir die Saldanha Super 8 reeks, vir julle planne vir die liga vorentoe in die naweek se game. Alle sterkte en voorspoed vir julle. Baie dankie Lucy. So voorspoed aan al die spanne soos ek nou gesê het met hulle wedstryde die komende naweek en dis al van my vir eers tot volgende week. Ek is Lizzie De Silva vir Group Editors Live.